Ok, so ons is vandag in 1 Tessalonisense 2. Nou, Paulus skryf, jy sal sien wanneer ons nou na hierdie twee briewe gaan kyk, 1 Tessalonisense 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense, sal jy sien, daar's 'n groot verskil oor hoe Paulus met die kerk in Tessalonisense gesels. So hierdie is 'n baie liefdevolle brief, is baie opbouend, hy gee baie om vir hulle in hierdie. Maar hy spreek ook sekere goeters aan, wat ons bietjie na gaan kyk. Nou wat gebeur baie keer in die lewe? Is ons doen iets, ons deel iets, ons praat met iemand oor iets, en dan gaan jy weg, en dan hoor jy na die tyd, sjoe, dis nie dalk wat jy gesê het vir daai persoon nie. En dit is presies wat ons nou gaan lees in hierdie tweede hoofstuk, want my vraag wat ek wil hê jy moet aan dink is, teen wie is die stryd wat ons veg in hierdie wêreld? Teen die duiwel. En teen die bose geeste van hierdie wêreld. Dit is ons stryd. Dis nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte en owerhede van hierdie wêreld. So die duiwel word in die Bybel vergelyk met 'n slanderer. Nou wat is 'n slanderer? Iemand wat ander mense sleg sê. En hy word vergelyk met the accuser of the brethren. Dis 'n ander naam wat hulle in Engels noem. So wat is 'n accuser? Iemand wat ander mense sleg sê. Iemand wat sê, ja, hy doen dit. En hy sê of the brethren. So hy kom en hy praat teen Christene. Nou, die duiwel se plan is dat ek en jy oneffektief moet wees as ons gered is. En sy ander plan is, as jy nog nie gered is nie, dat jy nie die woord moet hoor wat jou tot redding kan bring nie. So, hy wil nie hê dat die woord van God 'n impak moet hê in jou lewe nie. As jy tot redding gekom het, en jy glo in die Here, en jy begin 'n pad met die Here stap, dan gaan hy jou probeer soveel as moontlik verhinder om dit nie met iemand anders te deel nie, of dit maar net vir jouself te probeer hou. Maar as jy ongered is en die Here nie ken nie, wat gaan hy doen? Hy gaan probeer seker maak dat jy nie daai woord hoor wat jy moet hoor wat jou tot redding kan bring nie. So sy aanslag is primêrlik teenoor die woord en die goeie nuus van God. So in Lukas 8, en jy hoef nie nou soontoe te blaai nie, Lukas 8 vers 11, staan daar, die saad is die woord van God. So wat is die plan van die duiwel? Hy wil hê, daar moenie saad in jou lewe inkom nie. Die woord van God moet nie in jou lewe inkom nie. En in Romeine 10:17 sê hy, die geloof dus is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So wat wil die duiwel keer? Hy wil keer dat jy die woord hoor, en dat jy geloof kan kry, en dat jy dan iets begin doen in sy koninkryk, of tot bekering kom, en besef, ek moet regmaak met God. Dit is, die duiwel se plan is om daai goeters te verhoed in jou lewe. En hoe doen hy dit baie keer? Hy bring twyfel. Hy kom, en wat het hy gedoen in die tuin van Eden? Hy bring twyfel by Eva. Het God regtig dit gesê? Hy wil net twyfel begin saai in jou lewe. En dan het hy 'n voethou. En hy begin bou op hierdie. So ek wil nou hê, julle moet saam met my Hebreërs 4 vers 2 lees. Dis net so 'n paar bladsye aan van 1 daai ding gaan my tong laat knoop. Kan ek hom iets anders te noem asseblief? 1 Tessalonisense aan. Net Hebreërs 4 vers 2. Ek wil hê ons moet net daai lees. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. So wat sê hierdie gedeelte? Die woord wat verkondig is nie verenig met die geloof nie, en daarom het dit hulle niks gebaat nie. As ek en jy wil hê, die woord moet 'n impak hê op ons lewens, dan moet ons dit meng met geloof. En waar kom geloof vandaan? Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So, jy sit dalk hier en jy sê, ek weet nie.
is oké, hou net aan kom, want die Here is besig om saad te saai, en daar gaan 'n tyd kom, want hy sê, een plant, een maak nat, maar net God bring die groei. Daar gaan 'n tyd wees, wanneer alles reg is, om daai groei plaas te laat vind, in elkeen se lewe. Maar ek wil jou aanmoedig, wat hierso sit, moet nie dat twyfel inkom in die woord van die Here, en dat dit nie gemeng word, dat twyfel inkom en jy meng nie die woord met jou geloof, en dit bring nie vrug op in jou lewe nie, en jy stap hier uit onveranderd, want die aanval is op die woord van God. Daar's 3 maniere wat die duiwel die woord primêrliks aanval, en ons gaan na daai 3 maniere kyk vandag. Die eerste manier is die boodskap. Hy bring twyfel in die woord. Hy bring twyfel in dit wat gedeel word met iemand. En die volgende manier wat hy dan gebruik is die boodskapper. Hy bring twyfel in die een wat die boodskap bring. En dit is hoekom dit belangrik is as ons die woord met iemand deel, want almal van ons moet die woord deel. Is hoe lyk ons lewens wanneer ons met iemand ietsie deel? Want as daar goeders is wat jy vir iemand sê, doen dit, maar jy doen dit self nie, wat gebeur? Daai persoon sê, maar hoekom moet ek dit doen as hy dit nie doen nie? Wat gebeur? Twyfel kom in. So dit is die tweede manier. Hy bring twyfel in die boodskapper. En wat gebeur? Die derde manier is, as jy die woord gehoor het, deur iemand wat dit met jou gedeel het, die volgende ding wat dan gebeur is, hy begin jou aanvat. En hy sê vir jou, soos wat hy met Eva ook gedoen het God regtig? En hy wil twyfel binne in jou begin saai oor die boodskap en oor die ene wat die boodskap gebring het. So kom ons lees vers 1 en 2. Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Julle weet, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onsse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. So, Paulus het vervolging beleef. Paulus het mishandeling beleef. Maar hy sê, dit het nie verhinder dat ek die evangelie na julle bring nie. Hy sê, ek het baie stryd gehad. Nou wat is stryd? Dit is teenstand wat hy beleef rondom hierdie evangelie. Toe hy die evangelie begin deel in Tessalonisense, het hy heeltyd weerstand gehad. Paulus kon nie langer as enigstens van 4 tot 6 weke daar bly nie, want daar was te veel vervolging geweest, daar was so baie teenstand, dat hy sê, dis beter dat hy eerder gaan. So hy moes baie vir hulle probeer leer in daai kort tydjie, want hy moes gegaan het as gevolg van die vervolging, en hy wou nie die kerk in Tessalonisense seermaak nie. So hy sê, wat ek net hier wil sê is, die vyand probeer heeltyd die woord wat Paulus bring, teenstaan. Dit is die plan van die vyand. As hy dit daar kan stop, dan het hy klaar baie gewen. Maar, ons gaan nou sien hoe hulle gereageer het op dit. So, maar Paulus hou aan. Paulus deel dit. En soos wat Paulus dit deel, sien ons dat dit 'n impak het in hulle lewe. Maar daar is nou sekere goeders, nou dat Paulus nie meer daar is nie, wat gesê word oor Paulus. Nou dit sê nie spesifiek hier, ek hoor dat hulle dit en dit en dit sê nie. Maar hoor hoe begin Paulus nou vanaf vers 3 praat. Hoekom sal hy hierdie goeie sê? Nou ons het nie die brief of enigstens inligting wat Timoteus vir hom gesê het nie. Ons moet nou aflei van wat in Tessalonisense staan rondom wat hulle hoor. So kom ons lees vers 3 tot 10. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle af of van ander gesoek nie. Al kon ons as apostels van Christus met gesag optree.
Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. So hier sien ons dat daar is 'n paar goeters wat Paulus nou sê, toe ons gekom het in vers 3, want ons vermaning was nie uit dwaling nie, was nie onsuiwer nie, en dit was nie uit bedrog nie. So hoekom sal hy daai goeters aanspreek? Want daar moes stories begin vloei het oor Paulus wat nie reg gehandel het nie. Want die Jode se plan, die Jode het hom heeltyd geagtervolg. Ek weet nie of julle onthou in Handelinge, uit Tessalonisense uit het hulle hom heeltyd gevolg oralste waar hy gegaan het. En toe hulle hom nie kon kry nie, toe moes hulle begin goed vertel oor Paulus. En ons lees dit reg deur dat hulle Paulus besig is om sleg te probeer sê. Ons lees dit toe hulle hom gevang het in Jerusalem in Handelinge, die laaste hoofstukke van Handelinge, toe kom hulle en sê, hy is besig om allerhande goeters te sê, wat teenstrydig is met die wet. En Paulus sê, wys vir my, waar is dit? So heeltyd gaan hulle en vertel leuns oor Paulus. Wat beteken die woord vermaning? Baie keer koppel ons verkeerde emosies of 'n denkwyse aan 'n woord, maar 'n vermaning is om iemand ernstig, maar liefdevol aan te spreek, of te waarsku, of te tugtig, sodat gedrag kan verander. So wat het Paulus gaan doen? Hy besef hierdie mense, sonder Christus is ek en jy op pad hel toe. As jy nie wedergebore gaan word nie, is jy op pad hel toe. En Paulus kom in hierdie dorp, en hy begin hulle vertel van die Here. Hy begin hulle vermaan om te sê, julle is op pad waartoe julle nie wil gaan nie. Julle moet wegdraai, julle moet terugdraai, en hy doen dit ernstig, maar hy doen dit ook met liefde, want hy gee om vir hulle. Die duiwel gaan nie sommer waar jy is met iemand 'n leuen versprei nie. Die duiwel kom agteraf. En hy kom en hy vertel goeters wat jy nie gesê het nie, of hy vat 'n bietjie van die waarheid en hy verdraai dit net 'n bietjie, net om twyfel in te bring. So Paulus deel die evangelie met hulle. Hy's ernstig daaroor, maar hy deel dit ook met liefde. Daar's 'n paar goeters wat ek wil uitwys in hierdie gedeelte wat hulle sê eintlik oor Paulus, wat Paulus dan nou begin aanspreek. So die eerste ene is dwaling. Hy sê, ek het nooit gekom om dwaalleringe vir julle te leer nie. Die volgende ene is onsuiverheid. Hulle het gesê, hy was nie opreg in wat hy gedoen het nie. Hy was onsuiwer in sy gedrag. Hy sê, nee, ek het dit nooit so kom deel nie. Ek het nie gekom met bedrog nie. Hy het nie gekom om mense te behaag nie, maar hy het gekom om God te behaag. Hy sê, God kan my hart beproef in hierdie gedeelte. Hy het nie gekom met vleitaal, met mooi woorde en net goeders vertel wat hulle ore streel nie. Hy het gekom met die waarheid, want die waarheid maak vry. Dis al wat my en jou vry maak, is die waarheid. En hy het nie gekom met bedekte hebsug nie. So wat is hebsug? Hebsug is 'n oormatigde of onversadigbare begeerte na materiale gewin, rykdom of besittings. So hulle sê, hy het gekom om eintlik geld te probeer maak uit hulle uit. En ons sien in hierdie gedeelte dat Paulus dit glad nie gedoen het nie. Hy het nie gekom om die eer van mense te soek nie. Maar kom ons kyk bietjie na die positiewe goeders wat Paulus gekom het. Hy sê, ek het vriendelik gekom. Ek het soos 'n pleegmoeder gekom wat hulle kinders koester. Nou, ek weet nie van julle hoe 'n ma optree met hulle kinder, met hulle baba nie, maar dit is baie liefdevol en is baie met omgee. So Paulus vergelyk sy koms met 'n
pleegmoeder wat met liefde die kinders kom koester. In vers 8 sê Paulus dat hy die evangelie deel met sy lewe. Hy het nie net met woorde gekom nie. Hulle kan in sy lewe sien dat hy die evangelie uitleef. Sy lewe getuig van God. En dan sê hy, julle onthou dat ons het gewerk, sodat ons nie 'n las op julle moes wees nie. So Paulus het nie gekom en gesê, kom, ek het die woord met julle gedeel, gee vir my geld nie. Hy het glad nie so gereageer nie. Hy het gesê, ons het gewerk, dag en nag, sodat ons nie 'n las op julle hoef te wees nie. Maar is baie maklik, nou dat Paulus weg is, vir mense om te kom en leuns te versprei. Hoe werk die duiwel? Gaan jy hom hier sien voor jou verskyn en hy gaan vir jou sê, nee, dit is so en dit is so? Nee, hy gebruik mense om leuns te versprei oor die persoon, want dit is wat ons nou sien. Eers val hulle die woord aan, en nou kom hulle en hulle wil Paulus se karakter aanval. Hulle wil twyfel bring in wat Paulus deel. Al hierdie leuns wat gedeel word oor Paulus, maak nie net Paulus sleg nie, maar dit maak ook die koninkryk van God seer. Dit veroorsaak skade in die koninkryk van God. Nou wil ek hê julle moet kyk in vers 10, hoe reageer Paulus op dit? Hy sê, julle is getuies en God. Is dit nie mooi nie? Hy sê, julle weet wat ek onder julle gedoen het, maar God weet ook wat het ek gedoen. Hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. So hier sê hy vir hulle, so duidelik as wat hy kan, ek en Timoteus en Silvanus wat Silas is, het heilig gewandel onder julle, ons het onberispelik gewandel onder julle, en ons het ons regverdig gedra. My vraag aan jou is, kan mense dit oor my en jou sê? En ek moet bieg, daar's kere wat mense dit nie van my kan sê nie. Maar ons moet eerlik wees met onsself, anders te gaan daar nooit verandering in ons harte plaasvind nie. Anders te gaan die Here nie kan kom en verandering bring in ons nie. En Paulus deel hierdie met hulle, en dan gaan hy verder in vers 11 en hy sê, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle, vermaan en bemoedig het. Vermaan en bemoedig het. Wat is vermaaning? Dis teregwysing. Wat is bemoediging? Om te sê, jy, hou aan, dis goed. Jy kan nie net cheer as iemand in die verkeerde rigting ingaan nie. Jy moet vermaan, jy moet hulle regwys, maar as hulle in die regte rigting beweeg, dan moet jy vir hulle sê, well done, dis goed, hou aan. En dis so mooi die vergelyking wat hy bring teenoor 'n moeder en 'n vader. Want albei is nodig. Hy maak hulle eers groot. Hulle is geestelike babas gewees toe hy hulle tot na die Here toe gebring het. En hy begin hulle lei en lei. En net in 6 weke min of meer wat hy tyd gehad het. En hy sê, maar in die proses het ek julle ook vermaan as 'n vader. En ek het julle bemoedig om aan te gaan in 'n goeie rigting. Nou hoekom sê hy dit? Lees saam met my in vers 12. En betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. So Paulus versorg hulle, en dan kom hy as 'n pleegmoeder, en dan kom hy en hy vermaan en bemoedig hulle soos 'n vader. So hy kom en hy weerlê al hierdie leuns wat versprei het oor hom, en hy sê vir hulle, kyk wat julle moet doen. Julle moet waardiglik wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Wat is die doel van vermaning en bemoediging? Sodat ons waardiglik kan wandel voor God wat ons roep na sy koninkryk en heerlikheid. Ek en jy moet die vermaning wat die Here op ons harte sit, nie sien as iets slegs nie.
Ons moet dit sien as hulp van die Here af, sodat ons ons rigting kan draai in die rigting wat hy wil hê ons moet beweeg. Dan gaan hy jou verseker bemoedig. Maar laat toe dat die Here daai doen in jou lewe. Wat is die plan van die duiwel? Die plan van die duiwel is dat jy nie moet stap in die weg van die Here nie. Die plan van die duiwel is dat jy nie eers die woorde moet hoor wat God wil deel met jou nie. En wanneer jy dit dalk gehoor het, wil hy nie hê jy moet gehoorsaam wees aan dit nie. Die duiwel wil nie hê dat jy ewige lewe moet beerwe nie. Ek praat met iemand in die week en ons praat rondom hierdie goeters en hy sê vir my, hy het iets interessants gehoor, dat as die duiwel net jou aandag weg kan hou van God af, dan is hy besig om te wen. Hy hoef dit nie te dryf na hom toe nie. Jy hoef nie 'n satanis te wees om weg van die Here af te wees nie. Jy hoef net jou eie kop te volg. Jy hoef net jou eie ding besig mee wees en ongehoorsaam te wees oor wat die Here sê of wat die woord sê, en dan is jy nie in die koninkryk van lig nie, maar in die koninkryk van duisternis. En jy funksioneer teenstrydig met hoe God wil hê dinge moet gebeur. Hoe doen hy dit? Weereens, hy val die boodskap aan wat verkondig word, die woord wat jy hoor. Wanneer jy die Bybel oopmaak en jy lees iets raak en dit sny in jou hart, want wat doen die woord? Dit sny tussen murg en been. En dit kom en nee, dis nie vir my nie. Ek ken iemand vir wie dit is, ek sal vir hulle stuur. Maar nie vir my nie. So hy kom, val die woord aan. Of wat doen hy? Hy wil twyfel bring in iemand wat na jou kom en sê, ek sien daar's ietsie in jou lewe wat nie reg is nie. Ek wil jou help om die pad reg te stap. En hy sê, nee, maak daai stem so vinnig as moontlik stil. Daai ou, kry hom uit jou lewe uit. Of hy kom en hy bring heeltyd twyfel in wat jy doen. Ja, jy het nou weer 'n fout gemaak. Jy gaan hel toe. Hy wil jou heeltyd net so besig hou, weghou van die plan wat die Here vir jou het. Ons moet versigtig wees dat ons nie so besig is, en dit is wat oom Henry nou gesê het, om so besig te wees met alles wat rondom ons aangaan, dat ons oë nie gefokus is op die Here en sy koninkryk nie. So kom ons kyk wat gebeur met die hoorder in vers 13. Daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God. Is dit nie mooi om te hoor nie? Want hy's dankbaar dat hulle dit nie gevat het net as, ja, Paulus het dit gesê het nie. Nee, hulle het dit gevat as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Die woord van God moet werk in die wat glo. Maar dit gaan nie werk as jy nie gaan glo nie. Jy moet dit glo. Ons hoef nie alles te verstaan nie. Ons hoef nie sin te maak van alles wat ons lees in die woord nie. Maar glo dit en wees gehoorsaam daaraan, sodat dit kan werk in jou lewe. Ek wil vir jou sê, dit is nie net gewees vir Paulus se tyd nie. Dit was nie net vir Tessalonisense gewees nie. Dit is vir elkeen van ons wat die woord lees, wat die woord hoor. Ons moet dit glo, sodat dit kan werk in my en jou lewe. Hoe hoor ons die woord? Met hierdie goed, nê? OK. So ons hoor dit met ons ore. En as ons daai saad, die woord hoor, het ek en jy 'n keuse, wat gaan ons doen met dit? Want die toestand van jou hart gaan bepaal of daai saad kan opkom of nie. Die keuse wat jy maak om te sê, ek hoor dit, maar ek gaan nie daarop reageer nie, bepaal of dit gaan opkom of nie. Dis my en jou keuse of ons gaan toelaat dat dit 'n impak het in ons lewe of nie. Maar dis nie altyd net maanskyn en rose wanneer ons die woord van die Here lees nie, want daar's baie goeie goeders in die woord en baie goed wat ons van hou.
Voorspoed en nie teëspoed nie. Ja, amen, amen. Ons vat daai voorspoed. Maar kom ons lees wat gebeur met hierdie kerk in vers 14 tot 16. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Ek en jy is in 'n oorlog. Die dag wanneer jy wedergebore word jy deel van die weermag van God. En ons gaan vervolging beleef. Vervolging het begin in die kerk in Jerusalem. En hulle is vervolg. En die vervolging is interessant, het twee doele gehad. Dit het die evangelie versprei, maar dit het ook die kerk suiwer en skoon gehou. Maar hierdie vervolging was Jode wat ander Jode vervolg het. En hierso sien ons, hy praat van hulle stamgenote. So hy sê, julle beleef nou dieselfde wat in Jerusalem gebeur het. Gebeur nou met julle. Julle eie mense begin julle vervolg. Ek wil vir jou sê, as jy nie bereid is om dood te gaan vir dit wat jy glo nie, waarmee is jy besig? Wat is jy mee besig as jy nie bereid is om jou lewe te gee vir dit wat jy glo in die woord nie? En 'n volgende ding wat ek vir jou wil sê vandag, die evangelie, want wat is die evangelie? Die goeie nuus. As jy daai evangelie wat jy glo nie kan verkondig in elke plek op aarde, in alle omstandighede nie, dan wil ek vir jou sê, ek weet nie of dit die evangelie is wat Jesus en Paulus verkondig nie. Ek weet nie of julle al gehoor het van die prosperity gospel nie. Daai ding werk eintlik maar net in eerste wêreld lande. Dis waar hy effektief is. Wil die Here hê dit moet goed gaan met ons? Ja, maar dit gaan nie net oor jou omstandighede wat jy jouself nou in bevind nie. Het julle al gehoor van die health and wealth gospel? Jy moet gesond wees en jy moet geld hê. Dis wat dit oor gaan. Daai evangelie werk nie in Uganda nie. Daai evangelie werk nie in 'n plakkerskamp in Suid-Afrika nie. Daai evangelie beteken niks nie. Want dit is nie die ware evangelie wat Jesus voorgesterf het nie. Dit is nie die ware evangelie wat elke liewe apostel sy lewe voorgegee het nie. Dit is nie die evangelie waarvoor Paulus se kop afgekap is nie. As jy nie bereid is om te sterf vir dit wat jy glo nie, dan weet ek nie wat is jy mee besig nie. En ek is konstant gekonfronteer met dit. Want oor 100 jaar is almal van ons wat hier sit nie meer hier nie. Wat is die evangelie wat ek aan my kinders oordra? Wat is die evangelie wat hulle aan hulle kinders gaan oordra? Want anderste gaan ons met 'n groot probleem sit oor 100 jaar van nou. En ek is bekommerd dalk oor 20 of 30 jaar van nou hoe dinge gaan lyk. Ons moet die evangelie deel wat ons lees hier in die Bybel. En jy moet bereid wees om jou lewe te gee vir daai evangelie. Ek hoop niemand hoef hulle lewe te gee vir daai evangelie nie. Maar daar's mense wat nou nog hulle lewe moet gee vir daai evangelie. Daar's mense wat met hulle lewens betaal vir hulle geloof in Jesus. En as jy iets glo wat teenstrydig is, gaan jy jou knie buig en sê, okay, ek is bereid om oor te gee, sodat ek my lewe kan spaar. Ek wil jou vandag bemoedig, moenie die woord van God betwyfel nie. Jy kan wonder oor goeders in die woord, jy kan vra hê oor goed in die woord, maar moenie die woord betwyfel nie. Glo wat daar staan soos 'n kind.
Vat dit en sê, Here, ek weet nie, ek verstaan nie, maar ek gaan gehoorsaam wees en ek vra dat U my wysheid sal gee oor hierdie situasies. Ek en jy moet bou op die onwankelbare rots. Ons moenie bou op die wêreld se sisteme en die manier hoe die wêreld dinge doen nie. Ek en jy moet gemaklik wees as ons vervolging gaan beleef. Ek wil jou aanmoedig, wanneer jy vervolging beleef, wanneer iemand jou dalk sleg sê, gaan vra, is dit waar? Is dit wat hulle gesê het waar oor jou of nie? En as dit nie waar is nie, dan moet jy vra, hoekom het hulle dit dan gesê? En as dit is oor die woord wat jy besig is om te verkondig, dan moet jy eintlik maar bly wees. Want dan is jy besig om iemand kwaad te maak. En dis moontlik die duiwel wat jy besig is. Want sy hart is dat niemand die waarheid moet hoor en daarop reageer nie. My en jou karakter moet nie in twyfel gebring kan word as kinders van God nie. Mense moet na ons kan kyk en sê, ek kan met daai ou besigheid doen. Hoekom? Nee, want hy's 'n kind van God. Ek hoef nie verder te wonder nie. Ek weet hy gaan dinge reg doen. Hoekom? Want hy is onderdanig aan 'n hoër gesag as sy eie wil, sy eie emosies en sy eie planne. Hy doen die dinge reg. Hoekom? Want hy is 'n kind van God. Ons moet nie skipbreek lei aan die koninkryk van God deur ons aksies nie. Ons moet die Here reg verteenwoordig as kinders van God. Onthou, die vyand gebruik dieselfde taktiek wat hy in die tuin van Eden gebruik het, wat hy hier gebruik het, gebruik hy vandag nog. Hy wil die boodskap, hy wil hê mense met die boodskap van die goeie nuus van die evangelie bevraagteken. Hy wil die boodskappers beswadder en hy wil twyfel saai in elkeen wat dit hoor. So ek wil hê jy moet 'n oomblik vat net om jou oë toe te maak. Want ek besef elkeen van ons sit in verskillende omstandighede. Daar is goed wat ons oor bekommerd is, daar is goed wat ons aandag aftrek, daar is goed wat ons hart dalk seermaak. Maar ek wil net 'n oomblik vat, dat elkeen van ons hierso dankbaarheid sal toon oor iets wat jou dalk seermaak. Jy is dalk siek. Kan jy vir die Here sê, Here, dankie dat ek hier deurgaan. Ek weet nie hoekom nie, ek verstaan nie die rede nie. Jy sit dalk hier en jy weet nie hoe môre gaan lyk nie. Kan jy sê, Here, dankie dat ek nie hoef te wonder oor hoe môre gaan lyk nie. U is in beheer. Vat 'n oomblik om iets wat jy negatief sien in jou lewe, net vir die Here dankie voor te sê. En dan wil ek hê jy moet 'n oomblik vat om vir die Here dankie te sê vir iets goeds in jou lewe. Al is dit net dat jy vanoggend op kon staan.